Terug by oom Dries Visser in Tabazimbi omgewing tydens die juniorjag. Kyk ons gou wat het oom Dries laasweek gesê. Kyk, met seibels het ek begin in 1992. Jy weet, sou daar DNA verskille gewees het op buffels, op die verskillende bloedlyne. Sou ek dalk 'n ander siening gehad het omtrent dit. Maar jy weet, dit vat two to tango. So daar moet mense wees wat ander opjag op die veiling. Oom Dries is bekend vir sy swart-wit pense en ek het hom meer hieroor uitgevra. Kyk, ons weet dat die seibels was redelik uitgedun in Suid-Afrika, daar in die Laagveld en die Palaborwa gebied, daar was 'n klompie wat voorgekom het, wat die ouens daar gevang het en ek dink daar begin teel het. Ek het myne persoonlik gekry uit 'n groep wat ingekom het uit Zimbabwe in 92. En daarmee het ek begin teel hierso. En toe ek nou in Zambië gaan jag hier van 94 af, toe het ek die Zambiese seibels, die spesifiek die Kafue seibels wat die uiterlike voorkoms van die giant seibel het, daar gesien. En ja, toe het ek dadelik besef ek wil probeer van die goed inbring. En ja, na 3 jaar se gesukkel het ek uiteindelik die nodige permitte gekry en ek kon daar inslaag om met groepie hiernatoe te bring. Ek het betrokke geraak met oorseese jag in die laat 80's. En natuurlik, soos ons weet, is swart-wit pense baie hoog op 'n prioriteitslys van enige oorseese jagters. So ja, vir my het dit baie beteken om 'n groep hier te kon vestig. En dit was maar 'n hoog. Nee, ek sal nie sê die oorwegende faktor nie, maar dit was een, ja, want op daai stadium het ek al reeds geweet en ek het ook al reeds feitelik van al die bees ontslaag geraak en gekonsentreer op net wild. En ja, dit was vir my baie belangrik om so 'n groep swart-wit pense hier te vestig en spesifiek die Zambiese seibel, want ons weet vandag hulle het uitsonderlike genetika, lang horings en sulke mooi bokke, groter massa. En ja, dis soos ek dit gebring het. Baie wildboere kruis teel met hul swart-wit pense. My vraag aan oom Dries was, wat is sy mening hieroor en hoe toets mens die suiwerheid van jou swart-wit pense? Ja, daar's baie onverwarring huidiglik. Jy weet, ons het almal gehoop hierdie nuwe nukleêre toetse wat hulle vir ons gesê het, hulle die herkoms sal kan bepaal. Ons het baie hoop daarop gehad. Maar dit lyk vir my hulle kon nie veel sukses bereik nie. Ek weet van baie gevalle waar van dieselfde dier verskillende bloedmonsters gevat is en onder ander identiteit ingestuur is en dan kom hulle met 3 verskillende uitslae. So dit is baie teleurstellend vir my persoonlik, sou dit ook van waarde gewees het as dit goed korrek kon gedoen gewees het nou. Dit is duidelik, dit is nie die geval nie en dit het 'n groot verwarring veroorsaak in die swart-wit pensmark. Daar was nou onlangs het ons vergaderings gehad van die rolspelers in die bedryf en insette gelewer hoe daai dinge kan ooreengekom word om 'n tipe van 'n mate van verskille te kan bepaal in die seibelbedryf. Nou dit lyk of daar nou sekere riglyne gaan neergelê word wat fenotipe is. Nommer 1, ouerskap, mitokondriaal en dan eers nukleêr. Nou, vir my sou dit ideaal kon gewees het as ek die nukleêr ook kon bewys het, maar ons sien dit is nie moontlik nie op hierdie stadium nie. So ja, vir my is dit belangrik, ek wil graag die seibel teel, die swart-wit pens teel soos ek hom gesien het, in Zambië en hy dra 'n duidelike swart masker, maar ons natuurlik gene is baie belangrik. So ek gaan maar probeer en ek voortbou op wat ek teel en ek wil hom nie kruis nie. Daar is baie mense wat hom in die bedryf kruis. Ek glo daar is ook ander wat hom skoon het. Ek kan nie kommentaar lewer op wie het en wie het nie. Ek kan maar net op my bokke sê, soos ek hulle ingebring het ek hulle nooit gekruis met enige ander bloedlyn nie. En vandaar dan ook die Dries Visser Purebred naam.
Ja, ek dink so. Ek is trots op my swart-wit pense. Ja, ek dink so. Dit het my 'n lang pad gevat en jare om te selekteer maar ek het volhard daarmee en ek dink ek pluk die vrugte en ek glo daar's my swart-wit pense is redelik bekend in die land en ja, ek hoop dit kan dit verder opteel. Ek dink ons staan nou op die punt waar ons die 50 duim oorgaan. So, maar ons hoop om dit nog verder te kry. Maar ek wil nie afsien van die uiterlike voorkoms nie. Daai fenotipe moet daar bly. In die volgende episode gesels ons met oom Dries oor die plaaslike en internasionale jagbedryf. Ja, ek dink jy weet ons moet ons nie net blind staar oor korttermyn gewin nie. Ons moet besef as daar nie 'n jagter gaan wees in die toekoms nie, gaan daar nie 'n wildbedryf wees nie. Die jagtersvereniging so baie opgeskop het, die pryse raak nou buite hulle bereik. So het ek ook gesê dat dit is net 'n kwessie van tyd. Hulle moet net geduldig wees, die diere gaan kom. Besoek ons webwerf www.wildenjag.tv vir die nuutste video's in die wild en in die jagbedryf. En volg ons op ons Facebookblad.